Hoofnuus vanaand. Minstens 1 persoon is beseer toe chaos uitbreek in die KwaZulu-Natalse wetgewer in Pietermaritzburg tydens 'n mislukte wantroue-mosie teen die premier, Tami Ntuli. Action SA eis optrede oor rou-riool wat Kaapstad Metro in die see stort. En 'n paartjie van Limpopo was aangenaam verras tydens hulle besoek aan een van die nuwe 7 wonders van die wêreld. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Minstens 1 mens is beseer toe chaos uitgebreek het in die KwaZulu-Natalse wetgewer in Pietermaritzburg tydens 'n mislukte wantroue-mosie teen die premier, Tami Ntuli. Ontevrede lede van die MK-party wat die verrigtinge deurentyd probeer ontwrig het oproerig geraak toe die speaker, Nomthembeko Boyce, aangekondig het dat die mosie nie geslaag het nie. Die polisie is ingeroep om die woedende MK-partylede uit die wetgewer te verwyder wat tot 'n gewelddadige skermutseling gelei het. Ntuli is 'n lid van die IFP. Tientalle polisiebeamptes is rondom die wetgewer ontplooi voor die verrigtinge begin het te midde van oplaaiende spanning oor die wantroue-mosie. Die MK-party het die mosie ingedien en beskuldig Ntuli van swak regering, finansiële wanbestuur en versuim om dienste te lewer aan die mense van KwaZulu-Natal. MK-lede het egter van die begin af die verrigtinge ontwrig met tussenwerpsels en 'n gesing en 'n geskreeu. Sake het egter ernstig begin skeefloop toe die speaker teen 'n geheime stemming oor die mosie beslis het. Die stemmery het egter voortgegaan ondanks die MK-party se luide besware. Die IFP, ANC, die DA en die National Freedom Party het teen die mosie gestem en verhoed dat die MKP die meerderheidsstemme kry om die mosie deur te voer. Thank you, honorable members. The motion has failed. Honorable Ntuli remains the premier. Met die aankondiging dat die mosie misluk het en die wetgewer verdaag, was die vet behoorlik in die vuur. Daar is op die speaker en ander lede van die wetgewer afgestorm en hulle is gedreig en rondgestamp. Die polisie is van buite af ingeroep wat die gemoedere verder laat opvlam het en gevegte tussen die MK-lede en die polisie uitgebreek. 'n Vrou is omgestamp en moes noodhulp ontvang. Dit is nie bekend hoe ernstig sy beseer is nie. Ntuli het na die tyd gesê hy was nie bekommerd oor die uitslag van die stemming nie. Well, I was not worried at all because the motion was registered by the MKP and supported by EFF, who never supported the GPU. When the executive was elected, they never voted for the executive. And along the way, they've never said they have a vote of confidence. So it was not a new thing. Slegs die EFF het die MK-party se mosie gesteun. Die verrigtinge by die Nkabinde-ondersoek het onverwags vroeër as verwag vir die jaar verdaag. Die ondersoek wat tot Vrydag sou duur, gaan nou eers in Januarie hervat word, nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoyi, geweier het om sonder dringende regsadvies haar kruisondervraging voor te sit. Die geskiktheid van die geskorste direkteur van openbare vervolging van Suid-Gauteng, advokaat Andrew Chauke, om die ampt te beklee word ook ondersoek. Batoyi het die ondersoek na Chauke aangevra, maar nou het haar eie optrede onder skoot gekom. Batoyi het onder kruisondervraging erken dat sy nie senior aanklaers geraadpleeg het voordat sy aanklagte van afpersing teen generaal-majoor Johan Boyce en die Kaito Miner eenheid laat vaar het nie. Sy kon ook nie 'n e-pos onthou waarin getuies beweringe van mishandeling en intimidasie in die direktoraat gemaak het nie. Chauke is in Julie geskort oor beweringe dat hy aanklagte van afpersing teen generaal-majoor Johan Boyce en die Kaito Miner eenheid aanhangig gemaak het, ten spyte van 'n gebrek aan bewyse. Batoyi het die president genader vir die Nkabinde ondersoek, maar is vandag daarvan beskuldig dat sy na ete sonder verlof weggebly het. True to what you had requested or what you have informed them of when we resumed, you did not come back. That is correct. And you knew that we had resumed. I had indicated to my counsel that that is what I will do. I was not going to come back. So I imagine that that would have been communicated to the panel. And over the period, for the duration of this inquiry, any
any of the active participants in this inquiry would ask to be excused if the party or the participant would not be able to sit through the inquiry. In my view, the circumstances are different, but you are correct. And you found it proper not to even come back when we resumed to ask to be excused. In the circumstances, which are important, I communicated through Karen to my counsel to inform the panel of what I've decided. And that was out of respect. I didn't want to just disappear. But I remained in the building as well. I was in an office. And when I was asked to come back, I came back. Had you not been requested to come back, would you have come back? No. Die advokaat wat Batoye Kruis ondervra, het die optrede gebruik om Nkabinde en haar paneel te versoek om Batoye te dwing om nie verder aan die ondersoek deel te neem nie. Die presidentsie sê die finale verslag van die Madlanga-kommissie sal wel openbaar gemaak word, maar nie die tussentydse verslag nie. Die aankondiging volg na onsekerheid oor die deursigtigheid van die proses, nadat aangedui is dat die tussentydse verslag nie vrygestel gaan word nie. So the final report will be released to the public. The commission will advise the president on areas that are of national security sensitivity and how those areas will need to be managed, but we will cross that bridge when we get to it. President Cyril Ramaphosa het in Julie vanjaar die regterlike kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel onder leiding van afgetrede regter Matlanga op die been gebring. The reasoning is quite simple to understand. Some of the witnesses that have come before the commission are going to be called back again to continue with their evidence. Some had evidence located in certain specific areas, but not as broad as it was meant to be. So those witnesses are still going to be given a chance to return to the commission and give that evidence. So it's not going to be helpful to then start chewing and debating on something that's half-baked. Magwenya sê daar is nie gronde waarop die besluit om nie die tussentydse verslag bekend te maak in die howe sal slaag nie. To litigate over an interim report while the entire exercise is still underway will really be frivolous and time-wasting, to be honest. Die tussentydse verslag sal na verwagting Woensdag aan die president oorhandig word. Australië eis strenger wapenwetgewing nadat 16 mense gister in 'n massaskietvoorval in Sydney se Bondi strand doodgeskiet is. Die voorval word as die ergste skietvoorval in byna 30 jaar in die land beskou. Die twee vermeende aanvallers was 'n 50-jarige man wat op die toneel doodgeskiet is en sy 24-jarige seun wat in 'n kritieke maar stabiele toestand in die hospitaal is. Australianers rou na die massaskietvoorval by die Hanukkah feesviering, die Joodse fees van lig. Die geleentheid is gereël deur die Bondi tak van die Joodse organisasie Shabbat. Owerhede sê 'n ooggetuie, die 43-jarige Ahmed Al-Ahmad, het waarskynlik die lewens van nog mense gered toe hy ingegryp het nadat die twee mans op die skare begin losbrand het. Die Australiese eerste minister het die voorval veroordeel. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. Die polisiekommissaris van New South Wales sê die voorval as 'n terroristeaanval verklaar. We commenced Operation ARCS, ARQUES, which is a joint counter-terrorism operation. That is New South Wales Police working very closely with our Commonwealth partners to ensure that we thoroughly investigate the circumstances of the incident yesterday. We have progressed at pace overnight with that investigation, and as a result of investigations undertaken,
I can say that we are not looking for a further offender. Die premier van New South Wales eis dat strenger wapenwetgewing ingestel moet word. I think it's time that we have a change to the law in relation to the firearms legislation in New South Wales, but I'm not ready to announce it today. We want to make sure that prospective reform and change in New South Wales has a lasting impact, but it's not the last time I'll be mentioning it, and you can expect action soon. Intussen stroom medelee in van reg oor die wêreld vir die slagoffers se families. Lede van Sydney se Joodse gemeenskap het 'n diens in Sydney bygewoon. Australië se Joodse gemeenskap is klein met sowat 150,000 mense wat as Joods identifiseer in die land van 27 miljoen. Sowat 1/3 van die Joodse gemeenskap woon in Sydney se oostelike woonbuurte, insluitend Bondi. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê samesprekings met die afgevaardigdes van die VSA was produktief, maar nie maklik nie. Zelensky het 'n beraad in Berlyn, Duitsland bygewoon waar 'n skietstillstandsooreenkoms met Rusland sedert gister bespreek is. Buitelandse ministers van Europese Unie se lidstate het intussen sanksies met betrekking tot Russiese olie-uitvoere in werking gestel. Die Europese Unie meen dit is in die belang van Oekraïne om die land in die oorlog finansiëel te steun. The most credible option is the reparations loan, and this is what we are working on. We are not there yet, and it is increasingly difficult, but we're doing the work. Die Duitse kanselier Friedrich Merz sê teenkanting van die besluit sal die EU in die toekoms benadeel. Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass wir in der Europäischen Union Hy sê ek is tevrede dat die lidstate in die Europese Unie Russiese staatsbates permanent gevries het totdat 'n vredesooreenkoms bereik kan word. Ons wil die geld gebruik om Oekraïne op 'n militêre wyse te ondersteun vir ten minste die volgende 2 jaar indien nodig. Maar om dit duidelik te maak, ons doen dit nie om die oorlog te verleng nie. Inteendeel, ons neem die stap om die konflik so gou as moontlik te stop. Klare signaal. Die ministers wat in Brussel, België vergader het ook sanksies bekragtig teen diegene en maatskappye wat na bewering Rusland steun met sy olie-uitvoere. Volgens Merz het die VSA ook aansienlike sekuriteitswaarborge aan Oekraïne gebied. Dit nadat Zelensky gister voor sy vergadering met die Amerikaanse afgevaardigdes gesê het dat die land dit oorweeg om sy bod om by die NAVO aan te sluit te onttrek in ruil vir gewaarborge sekuriteit van westerse magte. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Die minister van elektrisiteit, Gosihenso Ramokgopa, het die name bekend gemaak van die 7 maatskappye wat vooraf gekwalifiseer het onder fase 1 van die onafhanklike transmissieverkrygingsprojek of IPP. Die gekose maatskappye sal help met die konstruksie van 'n 14.000 km kragtransmissielyn as deel van 'n openbare private vennootskap. Die koste van die projek sal na verwagting R440 miljard oor die volgende 10 jaar beloop. Ramokgopa het ook die name aangekondig van die 4 verkose onafhanklike hernubare energieprodusente wat elk 890 megawatt sonkrag sal lewer. Sowat 1,6 miljoen huishoudings in die land het nie toegang tot elektrisiteit nie. Die regering wil nou saam met die private sektor werk om die land se transmissie-infrastruktuur uit te brei en te moderniseer. Die minister sê 7 maatskappye het vooraf gekwalifiseer om die werk te doen. Of the 17 that responded, we have 7 that are successful. So those Adani Power, Middle East Limited, of course the lead member there. So there's someone who brings these impeccable credentials to the fore to be examined and scrutinized in this consortium is Adani Power Middle East. And then the second one is RF Cobra Transmission Consortium, the lead member Group to Cobra South Africa. Die 7 wat gekwalifiseer het, is almal internasionale maatskappye. In the country
It's Eskom that has been doing this on their own. You have not built sufficient industry to competently respond or meet these requirements. So we're going to use the first 2-3 phases of this to build that local capacity. And I'm confident that come the fourth round of the bid round, the fourth bidding round, we are likely going to see the emergence of South African players that are not coming in as a 49% shareholder, but they come in as 100% owners of this program. 8 IPP-projekte wat reeds in die finansiële jaar met hulle werksaamhede begin het, verskaf nou elektrisiteit aan die nasionale kragnetwerk. Die Departement van Elektrisiteit sal in Maart volgende jaar die kredietwaarborgmeganisme bekend maak wat beskerming sal bied aan private beleggers. Action SA sê die rou riool wat die Kaapstad Metro in die see pomp het kommerwekkende gevolge vir die openbare gesondheid en vir die omgewing. Die party sê Kaapstad behandel ook nie die riool behoorlik wat in die see gestort word nie. Die party vra dat alternatiewe metodes gevind moet word om die riool te bestuur. Die pyp by die Groenpunt rioolstasie is een van verskeie marine uitlaatpype reg oor die stad wat gebruik word om riool in die see te pomp. Maar Action SA het sy kommer uitgespreek oor die risiko wat dit vir menslike gesondheid en die seelewe inhou. There is flotsam there that very clearly has gone through a 3mm screen that shouldn't have. There are sanitary pads, tampons, used condoms, those things are all getting through. Also, the word treatment is not just screening. Treatment involves chemically adding substances that take out the worst toxins in that sewage, and that is not taking place. And no matter what they tell you, that is the thing that is allowing the untreated raw sewage to go out all the time and creating the real damage that's taking place. Die stad sê hoewel die riool nie met chemikalieë behandel word nie, gaan dit wel deur 'n proses voordat dit in die see gepomp word. But it is certainly screened and there is no way that any solids are making its way through there. I must further add that the coast, you will notice a number of stormwater outfalls, and it's not unusual for some of this to make its way through the stormwater outfall, or for the ships, unfortunately, far out to dump some of its waste at the ocean, which then sadly, because of current, makes its way to the beach. Die stad sê hy het ook langtermynplanne ontwikkel om al sy rioolbehandelingsaanlegte sowel as rioolstasies op te gradeer. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. En nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. Ons sportnuus volg net hierna en 'n Limpopo paartjie kry 'n aangename verrassing op Tafelberg. Sien jou nou weer. Die Tafelberg sweefspoor het sy 33 miljoenste besoeker verwelkom. Na die COVID-pandemie het toerisme in die Wes-Kaap met rasse skrede toegeneem met 'n reuse toename in binnelandse en buitelandse vlugte na die provinsie se lughawens. Tafelberg bly die gewildste bestemming vir toeriste wat Kaapstad besoek en die sweefspoor maatskappy het dit gevier deur die 33 miljoenste persoon wat dit gebruik het te verras. As een van die nuwe 7 wonders van die wêreld is Tafelberg baie spesiaal. Die maklikste manier om die kruin, wat 'n kilometer hoog is, te bereik, is om die sweefspoor te gebruik. 'n Paartjie van Limpopo het maandag amptelik besoekersnommers 33 miljoen en 33 miljoen en 1 geword. Tabiso Letswalo en Ofense Guma was oorweldig en verbaas deur die gejuig wat opgegaan het toe hulle die voorpunt van die ry bereik het. Yeah, man. No, not at all, especially when you're overwhelmed with something that you were not expecting. You know, usually speeches are prepared, but yeah, may everyone be happy as we are happy.
I wasn't expecting all of this, and I'm a bit shy, and yeah, thanks for all of this. Die Tafelberg Sweefspoormaatskappy sê sy syfers wys dat baie meer besoekers die Wes-Kaap besoek het as voor die globale pandemie. En die syfers styg steeds. Hierdie twee spesiaal uit Limpopo uitgekom het en dit is vir my absoluut wonderlik. Hierdie berg moet eerstens ons eie wees voordat ons dit aangee as 'n bucket list item vir die res van die wêreld. Suid-Afrikaners kan almal 'n gratis kaartjie vir die sweefspoor kry in die maand wat hulle verjaar om die asemrowende skoonheid van die wêreldwonder te geniet. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Dis waar ons groet vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, enkele buie kom voor in die sentrale dele van die land en 'n stryk tot in die noorde met lig tot matige wind wat verwag kan word in die binneland asook langs die kus. As ons kyk na môre, verspreide buie kom voor in die grootste dele van die Oos-Kaap, stryk tot in die suidelike dele van die Vrystaat en die sentrale dele van die Noord-Kaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die westelike dele. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens vir môre en dit is vir ewige donderbuie. So wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kutsvloede. Daar is ook 'n waarskuwing vir winderige toestande. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n warme dag kom voor met temperature in die hoë 20s. Pretoria se minimum daar is 16 met 'n maksimum 30. Dan beweeg ons na Limpopo, gedeeltelik bewolkte toestande, anders dit warm. Messina het 'n minimum van 18 en 'n maksimum 32. Burgersfort se maksimum is ook 32 grade. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande met enkele buie wat voor kan kom, anders dit warm. Standerton se minimum is 12 met 'n maks van 26. Die kook styg tot 30 grade in Skukuza. Dan beweeg ons kus langs KwaZulu-Natal. Enkele buie kom ook voor in hierdie provinsie, anders dit warm. Richards Bay en Pietermaritzburg se maksimum is 35. In die Oos-Kaap onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir ewige donderbuie. Graafrenet het 'n maksimum 35, asook Willowmore. Oos-London se minimum daar is 18 en 'n maks van 26. 'n Bewolkte dag kom voor in die Wes-Kaap, anders dit warm. Temperature in die lae 30s. Lensburg se minimum daar is 15 en 'n maks van 35. In die Noord-Kaap verspreide buie kom voor, anders dit warm. Calvinia se maksimum is 31 grade. Kuruman se minimum is 18 en 'n maksimum van 30. Terug na die binneland in die Vrystaat, wyd verspreide buie kom voor. Men is warm in hierdie provinsie. Welkom se maksimum daar is 30. Bloemfontein en Botawil het 'n maksimum van 31. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan ook verwag word met verspreide buie. Rustenburg se maksimum daar is 29, asook Lichtenburg. Mahikeng se minimum is 16 en 'n maksimum van 29. Vryburg se maksimum is 30. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.